Ons liefdevolle, almagtige Skepper God, baie, baie dankie vir u liefde, vir u sorg en dat u altyd getrou is. Liewe Heer, baie, baie dankie dat ons vandag hier by u huis van aanbidding by mekaar kan kom as 'n familie van u, om u te loof en te prys en te aanbid. Ek wil vra dat u asseblief vandag se verrigtinge sal seën en dat ons vandag 'n noue verbintenis met u kan ervaar. Liewe Heer, ek wil vra dat u asseblief die kommernis van die wêreld sal wegvat by ons, dat ons nou kan rustig en kalm word en fokus op dit wat u vir ons vandag wil bring. Liewe Heer, baie, baie dankie vir u onvoorwaardelike liefde en dat u vir ons op 'n kruis aan Golgotha gesterf het. Baie dankie, liewe Heer, vir daardie wonderlike geskenk. Help ons om dit nooit te los nie, maar altyd sal koester. Liewe Heer, ons is sondig en ons wil vra dat u asseblief ons sonde sal vergewe. Liewe Heer, ons val u Vaderhart. Dit wat ons wil doen, doen ons nie, en dit wat ons nie wil doen nie, dit doen ons. Liewe Heer, ek wil dan vra dat u asseblief nou met Tannie Jana sal wees, waar sy vir ons 'n boodskap gaan bring van u. Liewe Heer, ek wil vra dat u asseblief dan ook met almal van ons verder sal wees. Ek bid dit nie omdat ons dit ooit kan verdien nie, maar die soete naam van Jesus. Amen. Goeiemôre aan elkeen van u. Dis vir my baie lekker om hier by julle te wees. En ek hoop dat julle vandag saam met ons baie dinge gaan leer. Die teksgedeelte wat ek het is 2 Samuel. 2 Samuel 18. En as jy na 2 Samuel 18 kyk, sien jy by vers 12 sê Dawid vir diegene wat saam teen sy seun Absalom gaan oorlog voer, julle moet mooi vir hom sorg. Dis net 'n pa wat so iets kan sê. Dan in vers 19 het die ongeluk klaar gebeur. En een van die boodskappers sê, laat my tog die goeie nuus bring. Maar ek wil julle aandag vestig op vers 29, waar hierdie selfde boodskapper by Dawid aankom, en Dawid sê, hoe gaan dit met die jong man Absalom? En die boodskapper sê, ek het gesien, maar ek weet nie wat daar aangegaan het nie. Ek het tik as vak begin neem in standaard 6, dis die huidige graad 8. En dit was een van my matriekvakke. So sit ek voor my graad 3 klas en ek tik. En hulle verwonder hulle aan my. Hulle kyk na my, hulle sê, wat doen juffrou? Want ek tik en ek kyk vir hulle. Ek sê, ek tik. En nou kyk almal op, want ek kyk dan vir hulle. En een baie astrante enetjie sê, moet jy nie kyk waar jy tik nie? Nee, sê ek moet vir julle kyk. En almal is verstom en hulle laat hulle koppe in skaamte sak, want hulle dink natuurlik as ek hulle nie sien nie, dan kan hulle lekker kuier, want ek hoor hulle ook nie. In ons huisie in Springs het ek my glaslesenaar so geposisioneer dat ek by die agterdeur kon uitkyk. Daar langs die sypaadjie, langs ons paadjie, het ek 'n perskeboom en 'n lemoenboom en 'n vyeboom geplant. Langs die paadjie. En dan aan die einde van hierdie paadjie is daar die pad wat verbyloop waar die besoekers kan parkeer. So sit en tik ek een middag, terwyl my oë al met die tuinpaadjie by die lemoenboom kuier en dan by die perskeboom.
En dan aan die einde van die paadjie sien ek waar die buurvrou en die buurman verbyloop, rustig. En dan gaan my oë oor die dakke van die huise, daar na die bome, waar die son langs skaduwees trek teen die naderende sonsondergang. Ek kyk na die bewegende blare van my limoenboom. Hy het nie bloeisels gehad daardie jaar nie. En hy het nie een vrug gedra nie. En die arme ou vyeboom wat tog 'n bloeisels gehad het. En nie een vrug kon ek pluk nie, want die voëls en my eie bure het my voorgespring. En ek tik lustig aan die gedagtes in my deurmekaar kop. Ek het seker 3 bladsye getik. Want die gedagtes kom en gaan mos maar so deur jou, en toe ek besluit om te redigeer, kyk ek af. Want 'n mens maak mos maar so nou en dan 'n foutjie, en die Engelse brein van 'n ou se rekenaar draai sommige woorde om, want Afrikaans is mos vir hom wildvreemd. En so kyk ek af, en ek skud my kop. Ek hou so baie van die Engelse wat sê, wait, what? Dis presies wat deur my gedagte gaan. Wat gaan hier aan? Daar's nie een verstaanbare woord op my bladsy nie, of iets wat sin maak op hierdie 3 bladsye nie, en ek is so verstom dat ek sommer opstaan en vir my man gaan koffie maak. Ek kom terug en ek is 'n bietjie hartseer, ek het 'n bietjie gehuil, want as jy skryf, kan jy nie weer dieselfde gedagtes hokslaan nie. Nou is dit verlore. Ek het my vingers op die verkeerde letters gehad. Ursa Marie, my dogter, en haar pa was baie lief vir McDonald's. Vir sulke 2 burgertjies wat jy saam gekoop het, ek het dit altyd so gekyk, dan dink ek smaakloos. Baie smaakloos. Nou een Sondag aand, nadat ons teruggekom het van 'n optrede, het Lennard weer vir hom en sy dogter burgertjies gekoop. Ursa, vreeslik moeg, want ons het altyd Sondaande laat by die huis gekom. Moeg en deur die slaap, vat hy die 2 burgertjies vir haar pa, by haar pa, en sy is dadelik kamer toe. En sy het in die bed gaan sit en hierdie burgertjies geëet. Die volgende môre in die geskarrel, om gereed te maak vir skool, het ons Ursa hartverskeurend in haar kamer oorhuil. En ek en pa se koppe is albei in by die deur, wat gaan aan. Sy sê, ek het dit nie geproe nie. Ek het dit nie geproe nie. Soos valse klanke uit 'n klavier. As die musiek op die bladsy voor jou pragtig en mooi neergeskryf is. 'n Soet melodie. Maar jou vingers is op die verkeerde klawer. En dis net wanklanke. Soos die mooiste lied. Maar die stem wat dit moet sing, kan die melodie nie vind nie. Of selfs die melodie hoor, maar die harmonie misvat, en die wanklanke wat daar voortkom, laat jou maag draai. Nou ek het 'n kamermaat gehad op Helderberg, dit was my eerste man, sy kleindogter, as Linda nou hier was, sou sy vir my kon sê, sy klein niggie, of dit niggie of klein niggie was, Martie Ackerman. Nou ek en Martie het heerlik saam gesing. Martie het 'n pragtige sopraanstem. Nou nog. Sy en haar man is in Australië. Heerlik saam gesing. En so nooi hulle ons om in die strand by 'n poging te gaan sing, en ons lied is reg, en ons het ook vir ons iemand gekry wat kan begelei, Cheryl, en die 3 van ons ry in Martie se rooi karretjie afstrand. Daar aangekom, gaan ons sit in die voorste ry, en tot ons beurte stap ons op die verhoog, en toe ons by die mikrofone staan, toe besef ons die orgel is heeltemal aan die ander kant van die verhoog. En nou kyk ons vir mekaar, want ons weet ons gaan die orgel nie hoor nie. En die orgel begin speel, en ek en Martie begin sing.
Dit was die naaste ondervinding van my hele lewe. Ek sê nie die noot nie en ek het ook nie die noot nie. Ek moet alt sing en ek en Martie het deur daardie lied geworstel. Vers na vers, totdat ons aan die einde gekom het. En toe gaan ons agter die gordyn in, want ons is beskaamd. En daar's nie 'n agterdeur nie. Ons kon mos maar by die agterdeur uitglip. Toe soek ons die grootste predikant. En leraar Bason sou nie deeg nie. Waar sit hy? Sou nie deeg nie. Die grootste predikant en ons skuil agter hom. En sluipend gaan ons daardie saal uit. Buite in haar karretjie sit ons en ons dink, wat het gebeur? Ons sing die lied, hier is die lied reg. Eers het ons gehuil en toe het ons gelag. Hoe sal ons maak? As ons aan die einde van ons lewens gekom het, ons moet uitvind dat wat ons bladsye mee volgeskryf het, met gedagtes en gesindhede en wense en drome en dade en woorde, wat ons gedink het, nie te sleg is nie. Net om af te kyk en te sien, dat niks daarvan verstaanbaar is nie. Alles is getik, alles is geleef, die bladsy is vol. Alles is gelag en gehuil en geskree en gedans en gesing, maar die bladsy is onleesbaar, deur mekaar, sinneloos, rigtingloos en sonder 'n boodskap. Niks betekenisvols is daar nie, alles is te vergeefs, soos die skrywer van Spreuke sê. Ons oë en ons gedagtes was by die bure wat in die straat verbyloop, en die perskeboom wat nie bloeisels dra nie, en die lemoenboom. Ons hoop en ons wense by die oestyd wat verby is, en ons bekommernisse by die vyeboom sonder vrugte. Die bladsy is nie leeg nie. Die bladsy is vol geskryf. Die letters is daar, die kommas en die vraagtekens en die leestekens, elkeen in sy plek. Maar ons vingers was op die verkeerde letters, op die verkeerde klawers. Die lied is vals. Die gedans, met ons gedans het ons op ander se tone getrap. En ons gelag, vir ander se seer kry, en ons eie trane van smart het niemand raak gesien nie. Ons het geslaap, terwyl ons geëet het. Niks is betekenisvol nie. 'n lewe sonder sin. Dawid het by die poort van die stad gewag vir 'n boodskap van sy seun Absalom, 'n goeie boodskap. En die boodskappers het gekom, eers een. En hy vra, hoe gaan dit met my seun Absalom? En die eerste haastige boodskapper is skielik onseker. Ek het 'n gewoel gesien, saam met dromming van mense, maar ek weet nie wat dit was nie. Gaan weg van my, lees ons in die Bybel. Ek ken jou nie. Wat jy geleef het was betekenisloos, jou mooi woorde gebrabbel, jou leefwyse is slegte reuk. Want ons fokus was op die verkeerde plek, ons oë was op die verkeerde plek, ons harte verknog aan die verganklike. Ons het nie opgekyk na 'n God, wat alles wat onverstaanbaar is, kan verander in die soetste klanke en die mooiste verhaal van redding en verlossing nie. Die vreemde instrument waarop ons getik of gespeel het, het ons planne omgedraai en vertaal om na sy eie deuntjie te dans. Die vyand het ons vingers en ons gedagtes en ons begeertes en ons planne op verkeerde plekke geplaas. Ons oë verblind en ons verlei en mislei. Kan ons dit dalk vir 'n verskoning gebruik en 'n bietjie afslag kry? Die Here waarsku jou en my baie duidelik. Pas op dat jy nie mislei word nie.
As jy in die oggend wakker word, waar en jou hande oopmaak, waar plaas jy dit eerste? Kyk jy wat jy doen, fokus jy, plaas jy dit daar in die allerbeste hande en kyk jy op om sy glimlag jou dag te verhelder, dat jy reg kan sien en reg kan loop en reg kan dink en reg kan plan, want jy het jouself oorgegee aan hom en hy is regverdig en betroubaar. Hoe staan dit met jou? Waar was jou fokus vandag? Daar ver by die begeertes van die wêreld? Of hier wakker gereed, waaksaam gefokus op die soetste Jesus, die soetste naam, getrou om al ons gemors op te ruim, ons onverstaanbare lewenstaal te verander, omdat ons aan hom oorgegee het. Net hy kan ons die soet en die mooi van verlossing laat proe. Miskien kan ons soos die 5 bruidsmuisies die lampe die skuld gee. Hoekom het die lampe nie olie nie? Verlore, weg, smaakloos. Ek hoop u het die woord raak gehoor. Asof iemand by jou huis ingebreek het en jou waardevolste besittings gesteel het, en jy kry net die leë vertrekke. Ken u die gevoel van senuwees wat op jou maag geknop trek? Ek ken daardie gevoel. Asof iemand jou diepste binnekant fyn getrap en jou hart uitgeruk het. Verlore. Ken jy daardie gevoel? Ek ken dit. Hoe sal ons daardie dag voel? As hy op die wolke van die hemel kom en ons is verlore en ons het al die kansse gehad, al die regte keuses gemaak het ons gedink. Ons het al die volheid van hierdie kosbare waarheid. Ons wou tog nog. Maar nou het ons soveel dinge gedoen en sommige werklik vir die Here. Ons het die Sabbatmanne aangebied, die lesstudie, die voorgesing en gebid en storieetjies vir die kinders vertel. Maar die lewe in Christus, ons het dit nie geproe nie. Nie gewag om die volheid van die boodskap te hoor en te ervaar, te sien en te verstaan en te deurleef nie. Gedoen voordat ons harte deur geloof vasgemaak was aan die skoonste Jesus. Miskien het u gedink dat as hy nie sien nie, kan hy ook nie hoor nie. Ek wil vir u 'n klein stukkie lees in Skrede na Christus. In my klein boekie is dit op bladsy 11 en ek weet nie of ek dit sal kan lees nie. Die prys wat vir ons verlossing betaal is, die oneindige opoffering van die Vader en die gawe van sy Seun, om vir ons te sterf, behoort ons 'n verhewe begrip te gee van wat ons in Christus kan word. Toe die apostel Johannes die hoogte en die diepte en die lengte en die breedte van die Vader se liefde vir die gevalle mens besef het, was hy oorstelp met 'n gevoel van eerbied en aanbidding. Aan die grootheid van hierdie liefde het hy 'n beroep gedoen op die wêreld om dit te aanskou. Kyk, wat 'n liefde die Vader aan ons betoon het, dat ons kinders van God genoem kan word. Watter waarde gee dit nie aan die mens nie? As gevolg van hulle oortreding het die seuns van die mense die onderdane van Satan geword. Deur geloof in die soendood van Christus kan die seuns van Adam die seuns van God word. Deur die menslike natuur aan te neem, het Christus die mensdom verhef, gevalle
mense kan, deur verbinding met Christus, inderwaarheid die benaming, seuns van God waardig word. Sulke liefde is sonder weerga. Kinders van die hemelse koning, is dit nie 'n heerlike belofte nie? Watter verhewe onderwerp vir oorpeinsing, die weergalose liefde van God vir 'n wêreld wat hom nie liefgehad het nie. Die gedagte het 'n versagtende invloed op die siel en dit neem die hart gevange om die wil van God te doen. Hoe meer ons die goddelike karakter in die lig van die kruis bestudeer, hoe meer besef ons die genade, barmhartigheid en vergifnis wat genesing is, wat gemeng is met reg en geregtigheid. En hoe duideliker kan ons sien die ontelbare bewyse van 'n liefde wat oneindig is en 'n ontferming wat die van 'n moederhart vir haar eie sinnige kind ver oortref. Ek lees 'n gedeelte wat ons hierdie week getref het. Uit 'n gedeelte, en ek het nou gevra vanoggend wat SC is, maar as julle dit kan opsoek, dit is vers bladsy 35. Skrede na Christus. Baie dankie. Many accept an intellectual religion, a form of godliness when the heart is not cleansed. Let it be your prayer. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Deal truly with your own soul. Be as earnest, as persistent as you would be if your mortal life were at stake. This is a matter to be settled between God and your own soul, settled for eternity. A supposed hope and nothing more will prove your ruin. Kom ons sluit ons oë, kosbare Here en Hemelse Vader, dankie vir dit wat ons aan U kan terugbring. U gee aan ons so baie, vul ons harte met dankbaarheid. En Here, wil U ons deur hierdie dag neem en leer om aan U voete te sit, sodat ons toegewy ons karakters kan vorm, om eendag te kan pas by die hemel. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen.